Goeiemôre, vandag is dag 11 van ons 21 dae uitdaging van Flowering Almond. Ek kan nie glo ons het nog net die laaste 10 dae nie. Ek vertrou dat jy in hierdie afgelope 11 dae so ver regtig 'n verdieping in die verhouding met Jesus beleef het en regtig groei ervaar het. Die hele idee van die 21 dae uitdaging is om jouself te commit, om vir 21 dae 'n nuwe gewoonte te vorm, om weer tyd op sy te sit, om seker te maak, jy maak jouself vol met die woord van God, jy doen Bybelstudie, jy gee tyd in gebed en ontmoet net so met Jesus. So kom ons sluit gou vinnig ons oop. Here Jesus, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir die goedheid, die guns, die genade. Dankie Here Jesus dat ons kon wakker word. Here, dankie dat ons nog 'n dag gespaar is. Here, dankie dat U vir ons gesterf het aan die kruis en dat ons nou vandag met vrymoedigheid na die troon van genade kan kom. Here, ek bid en vra dat U nou elke persoon sal kom seën en sal kom salf wat luister, sodat hulle harte verseël sal wees met die Heilige Gees. Here, gebruik my weer eens as 'n instrument in U hand, Here. Here Jesus, help my tong om die woorde te spreek wat op U harte vandag is. Bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, julle vandag se tema is afstandbeheer of vuil hande. Nou, ek weet nie wie van julle het al met klei gewerk nie. Ek het hierso vandag weer 'n lekker stuk klei. Nou wanneer ons met klei werk, ek gaan dit hierso uithaal, dan word ons maak gewoonlik ons hande bietjie nat en wanneer ons begin werk, dan sal die klei so tussen ons vingers beweeg, ons hande sal nader aan die kleur van die klei aanneem en dit sal so onder ons naels inkom, bo oor ons naels. Ons hele hande het merke van die klei wat daarop vassit, nee, so julle sal sien my hande raak nou lekker vuil. Ek dink baie keer sommer mense wat 'n motorwerktuigkundige, jy sal hulle sommer dadelik uitken, want hulle naels is altyd vol grease, of iemand wat in die tuin werk, sy hande is bruin en vol grond. So ek het nie vreeslike groen vingers nie, maar die paar kere wat ek probeer het om tuinwerk te doen, was dit gewoonlik oralste, was daai modder tussen my vingers gewees, tussen my vingers in beweeg, onder my naels in, en dan moet mense 'n skropborseltjie gebruik om dit uit te haal. So mense hande raak vuil, daar's merke van die vuilheid wat agterbly en oorbly wanneer ons met klei of met grond of met olies gewerk het. Nou julle in die koninkryk van Jesus wil hy hê ons moet ook ons hande vuil maak. Ons moet ook betrokke raak en deel raak. Daar kan nie kyk hoe wyd is my hande nou, nee, daar's niks van my skoon hande nou oor nie. Nou dis presies hoe dit werk wanneer ons diensbaar in Jesus se hande is. So dit is vuil hande, ek wil net die prentjie daar vir julle gegee het. Dan kry mense afstandbeheer, nee, 'n remote control. So Christendom in die Jesus se koninkryk is nie 'n remote beheer of 'n afstandbeheer knoppie wat ons druk nie. Kom ek verduidelik dit so. So om ander te help is nie om te sê ek help jou van ver af. Ek druk 'n knoppie, ek sal reël dat iemand vir jou kos vat, ek sal reël dat iemand jou besoek, ek sal 'n geldjie oorbetaal en dan het ek mos nou gehelp, nee, dan het ek mos nou gesaai in die koninkryk in. Dit is maklik, maar ek druk 'n knoppie. My hande word nie vuil nie. So dit is nie wat gekruisigde hande is nie. So Jesus se hande, as jy net 'n prentjie, ek het gister so 'n prentjie gesien en toe ek voorberei het, toe dit my hart so diep geraak van Jesus se deurboorde hande. En ek lees toe hierdie quote raak en ek gaan dit vir julle ook lees van Trevor Max. When we say we want to be the hands and feet of Jesus, we must remember what happened to the hands and feet of Jesus. Dit was deurboor gewees. Sy hande was nie skoon na die tyd nie, sy hande het vuil geword. Dit het bloed het deurgeloop, daar's gate in sy hande. Dit was nie die perfekte manicure hande gewees nie. Dit was nie afstandbeheer hande wat Jesus gehad het nie. En ek gaan soms 'n paar voorbeelde vir julle noem waar Jesus se hande vuil geword het. As ons dink aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, sy was onrein verklaar, so mense mag nie aan haar geraak het nie. Sy het aan die soem van Jesus se rok geraak, nee? En daar sou het krag uitgevloei en Jesus het haar genees en hy het omgedraai na haar toe. Hy het haar aangeraak. So daar het Jesus nie geskroom vir die feit dat sy onrein is nie. Ek dink aan die melaatse mans wat Jesus genees is. Hy het nie gesê, wees genees van ver af, omdat hulle grillerig is nie. Nou, ons het so een steegie waar ek altyd verby hardloop in die dorp, en saam met my man,
En in daai steegie sal baie aande sal hawelose mense slaap. En gewoonlik as jy nou daar deur hardloop, omdat hulle nie gereeld bad en so nie, dan stink dit. Dit ruik regtig nie lekker in daai steegie nie. En mense is amper naraak van daai reuk. Nou kan julle dink hoe daai malaatse mense gestink. Hulle was uitgewerp gewees, uit die dorp uit die stad uit. Hulle lyf was vol sere, die vlee, wurms, alles het daarop gesit. Hulle was oorgegee om dood te gaan. Hulle was klaar behandel asof hulle dood was. En Jesus het nie gegril en sy neus opgetrek nie, hy het aan hulle geraak en vir hulle gebid en sy hart aan hulle openbaar. As jy dink aan die blinde man, ek is seker hy het ook nie baie lekker geruik nie, hy het baie lank daar langs die pad gesit. So mense het baie keer hierdie skoon prentjie van die kinderbybel, maar hierdie mense moes redelik vuil gewees het, nee? Want wie het hulle gebad, wie het hulle gehelp, hulle moes nie lekker geruik het nie. En Jesus het sy hande vuil gemaak, modder gevat, nee? Die modder het tussen sy vingers in beweeg en het aan daai man sy oë gesmeer. So Jesus se hande het weer eens vuil geword. Daar soveel kere, julle, as ek dink aan die man wat verlam was en sy vriende wat hom deur die dak laat sak het. Hulle het 'n gat in die dak gemaak. So dit kon nie met skoon hande gebeur het nie. Hulle het hulle hande vuil gemaak en hom deur die dak laat sak. Hulle het betrokke geraak. Hulle was hands-on. En dis presies wat Jesus van ons verwag, om nie 'n afstandbeheer knoppie te druk en so te probeer help. En ek dink dis baie keer wanneer dit goeie dade is, nee, wanneer ons raak gesien wil word of ons gewete wil sis, is wanneer ons die knoppie druk en sê, nee, maar ek help mos. Ek gee mos geld, ek reël mos dat vir ander mense, ek besit mense in plek. En dis nie eintlik die hart van Christus nie. Sy hart is dat ons hande moet vuil word, soos wat sy hande vuil geword het, om diensbaar te wees in sy koninkryk. Want julle, wanneer ons hande vuil word, ek het op 'n tyd, was ons by die see gewees, en ek was in die sand, groot fout, ek het my trouring aangehad, en soos het my hande vuil raak, en ek saam my kinders in die modderige, of dit was waterige sand gewees, het my hande vuil geword, en ek het eventueel my trouring verloor, met 'n fratsgolf, maar wat ek my hande moes gaan afspoel het, maar die punt van die saak is, my hande het vuil geword, en ek het toe my trouring verloor, wat vir my baie waardevol is. So, daar het iets wat waarde het verlore geraak, toe ek my hande laat vuil word het. En dit is presies wat gebeur wanneer ons diensbaar raak. Daai waarde, daai ietsie van waarde wat ons verloor, is ons trots, ons hoogmoed, ons grootmanskap. Daai eie wil, eie sin van ek is te goed vir hierdie, ek hoef dit nie te doen nie. Dis dit wat verlore raak wanneer ons diensbaar raak. En dit is wat Jesus van ons verwag, is om daai eie ek, daai grootmanskap, daai gevoel van ja, ek is beter, om dit te verloor. Dis my altyd so mooi en dis iets wat ek kan getuig van my eie ma. Sy sal nooit skroom om ander te help, ongeag wie dit is. Daar was op 'n tyd in ons dorp 'n oom wat in 'n rolstoel was, wat gebedel het vir geld, en my ma het van die pad afgetrek, en sy daar by hom gaan staan, met hom gesels, die evangelie vir hom gedeel, elke dag 'n pakkie kos vir hom gevat, Christelike boeke, leesmateriaal vir hom gevat, en hom aangemoedig. Daar is ander mense ook wat by 'n robot staan, wat ek verbyry en dink, sjoe, hulle is vuil. Kyk, dit lyk of hulle jare laas gebad het. En dan sal my ma daar stop, en sy sal vir hulle sê, onthou jy moet by Jesus uitkom, kom by die kerk uit, en sy sal vir hulle kos gee, en hulle met liefde hanteer. Sy trek nie haar neus op, om te sê sy is beter as dit nie. En dis presies wat Jesus van ons verwag, is om ons hande, soos wat my ma ook hande vuil maak, om ons hande vuil te maak. Ek gaan nou sommer vir ons so 'n skriffie lees, in Handelinge 20, vers 35, en dis ons sleutelteks vir vandag. Sy hande was deurboor. Liefde hou nie terug nie. So dit is nie die teks nie, dit is wat die opsomming van die teks is, nee, dat Jesus se hande was deurboor vir ons. So sy liefde hou nie terug nie. Hy liefde gee, liefde maak, laat hande vuil word. Goed, ek lees vir ons sleutelteks. Handelinge 20 vers 35. Dit is saliger om te gee as om te ontvang. Julle in daai gees nie, mense dink altyd gee beteken geld. Mense is honger vir tyd. Dat jy jou tyd vir hulle sal opoffer, dat jy jou menswees sal opoffer. In 'n gejaagde wêreld dink ek weeg tyd baie swaarder as geld. Dit is maklik om gou-gou 'n geldjie uit te haal,
maar om 10 minute op die sy te sit vir iemand anders, terwyl jy op en af ry, op en af jaag, dit is waar die takkie die teer eintlik slaan. 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 7. Wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee, soos hy hom in sy hart voorgenem het. Nie met teensin en dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Matteus 10 vers 8. Julle het verniet ontvang, julle moet ook verniet gee. Jesus Christus het vir ons die lewe gegee, lewe in oorvloed, elke seëning wat jy het, die klere wat aan jou lyf is, die kos wat in jou kas is, die werk wat jy het, die verstand wat jy het, om die werk te kan doen wat jy doen. Dit is als gawes wat Jesus vir jou gegee het. Jy het niks gedoen om te verdien nie. Jy het niks gedoen om te verdien die familie waarin jy gebore is, die rasgroep waarin jy gebore is, die land waarin jy gebore is. Dis nie uit verdienste nie julle, die gesondheid wat jy het, is nie verdienste nie. Dit is 'n genadegawe wat Jesus vir jou gegee het. En al hoe jy kan teruggee, is omdat jy verniet gekry het, is om verniet weer te gee. So my uitdaging vir vandag is om in hierdie volgende 10 dae, onthou ons stop nie net by 10 dae nie, maar om in hierdie 10 dae jou hande vuil te maak, betrokke te raak, dit vuil te raak onder jou naels in. En dit beteken jy gaan betrokke raak in mense se lewens. So dis nogal ouwie, nee? Want wanneer ek my hande vuil maak en dit gaan onder my naels tussen my vingers in en ek raak betrokke, daar's vorming wat gebeur. Dit is gooey, dit is vuil. Mense gaan jou seermaak, mense gaan jou teleurstel. Daai persoon aan wie jy 10 minute spandeer, gaan dalk nie dieselfde oor jou voel nie en hulle gaan dalk omdraai en oor jou skinder of jou sleg sê. Die persoon vir wie jy dalk uitreik en iets gee, gaan dit dalk nie waardeer soos wat hulle moet nie. As jy vir iemand in die ouete huis gaan kuier, gaan die oom of tannie dalk vol bitterheid wees en hulle gaan dalk nie eens met jou vreeslik baie wil praat nie. Maar jy sit en jy maak jou hande vuil om die evangelie aan iemand te deel. Hulle gaan dalk nie noodwendig dadelik Jesus aanneem nie, maar jy het die saad gesaai, jy het gegee, want jy het vrylik ontvang. Jy het jou hande vuil gemaak. En Jesus vra nie vir ons, maak dit seer, is dit gooey, is dit aaklig nie. Nee, hy sê gaan, raak betrokke. Hy het sy disippels uitgestuur en gesê, gaan, en as iemand julle nie ontvang nie, gaan na die volgende huis. So moet net nie ophou nie. So dis wat ek vir julle wil sê, in hierdie 10 dae gaan ons nou 'n nuwe dissipline leer, is om ons hande vuil te maak. En dit gaan 'n dissipline wees wat reg deur die jaar, reg deur ons lewe daar moet wees. Julle silly season is op pad, soos die mense dit noem. En dis juist nou, wat ons tyd moet begin opoffer vir ander. Tyd moet maak om te luister, tyd moet maak om by mense te sit, tyd te spandeer. So hier is jou uitdaging vir hierdie 10 dae. Is die eerste ding is om elke dag, van vandag af, so ons is by dag 11 tot op dag 21, te getuig. So as jy nie gemaklik is, om nou al met iemand te praat nie, jy voel nog skaam, of jy sê vir my, dit is nie 'n persoonlikheid nie, ek gaan jou later uit dit uitdaag, maar om te gaan getuig. So vir hierdie 10 dae, om elke dag dan 'n Bybelvers, of 'n quote op jou status of op WhatsApp te sit, of op Facebook. Share die quotes wat ek vir jou stuur as jy wil, as jy nie eers gemaklik voel met jou eie nie. Of share dit en tik by, sjoe, hier het vandag my hart geraak. Want weet jy wat, as jy dit doen, dan gaan iemand anders dit ook lees, en dis 'n manier van getuig. Hierdie is nie my bemarkingsstrategie nie, ek wil hê jy moet gaan, en elke dag waar jy kom, getuig van die goedheid van Jesus. Sê vir iemand, vertel vir iemand met wie jy praat, julle, die Here is besig om self vir my elke dag so te openbaar, of, sjoe, weet julle, die Here is goed, hy het vir my hier deurgekom, of, dis einde van die maand, en daar was nog steeds brandstof in my kar, die Here seën my, hy is goed vir my. Praat, getuig, daagliks. So van vandag af, jy gaan vandag begin, dis vandag die eerste dag van die 10 dae wat jy gaan getuig. Dis net 4 uitdagings wat ek vir jou gee, so dis nie te ernstig nie. Eerste een is getuig. Die tweede een is om elke dag 'n botteltjie koue water in die vrieskas te sit. Julle, dis warm. Dit is nou op pad om somer te word. Die hittegolwe gaan begin slaan. So elke aand voor jy slaap, sit 'n botteltjie water. Dit kan kraanwater wees wat jy in 'n herwinbare botteltjie tap. Maar tap dit in, sit dit in die vrieskas. As jy Checkers bestel, gee daai botteltjie vir daai man. En bless hom, sê vir hom,
Sê vir hom, weet jy, die Here is lief vir jou, hy is die lewende water. Of skryf 'n Bybelvers in Engels dat almal kan lees op daai botteltjie. Maak dit deel van jou aandvoorbereiding. Of as jy in die kar ry, as jy nou nie kos checkers bestel het, of Mr. Delivery nie, ek weet ons almal doen dit, dan hou jy dit in die kar, want anders is daar 'n karwag wat jou kar oppas, in daai bloedige son, om te voorsien vir hulle gesin. So gee dan daai yskoue water vir daai persoon, en seën hulle hart, maar seën hulle met 'n vers daarby. So dit is nou vir 10 dae, 10 botteltjies water, dit gaan nie so baie van jou vat nie. Die derde een, vir 10 dae lank, haal elke dag iets uit jou kas uit, of uit jou kombuiskas uit, wat jy nie meer dra nie, wat jy nie meer gebruik nie. Enige wit olifant, of dit nou 'n ornament, of 'n beker, of 'n bord, kos of klere is, haal elke dag iets uit. So wat ek wil hê jy moet doen, kry 'n boks, en skryf daarop, my 10 dae van hande vuil maak. En elke dag sit jy iets daarin, en wanneer jy iets daarin sit, dan sê jy, Here, dankie, dat ek nog steeds baie het. En na die 10 dae, wat jy 10 items uitgehaal het, dan gee jy dit vir enige iemand wat jy langs die straat vind. As jy nie langs die straat iemand vind nie, vat daai boks na hospice toe, het sê, wil iemand bless. Maar die lekkerder uitdaging is om in jou kar te ry, en op die uitkyk te wees. Ag, jy al waardeer die persoon dit nie, al verkoop hulle dit, maar jy is gehoorsaam, jy kry jou hande vuil, jy worry nie oor die naels wat tussen in klei kry en vuil raak nie. Jy is gehoorsaam, want jy is besig om jou hart te verander, om diensbaar te wees. Jy betaal nie net 'n geldjie in vir iemand en sê, hierso gaan koop vir jou 10 goed nie. Jy kies elke oggend om Jesus se hande en voete te wees. En dan die vierde een, wanneer jy nou kos vir jouself, vir jou man, jou vrou, vir jou kinders pak, is om 'n ekstra kosblikkie te pak. En ek praat nie van noodwendig die persoon wat nie kos het nie. By jou werk het almal dalk kos. Iemand was dalk gejaag en hulle het vergeet om 'n broodjie in te pak. So jy sal hoor iemand sê, "Ag, vandag was so gejaag." Om dan te sê, weet jy wat? Ek het vandag 'n ekstra broodjie gepak, want weet jy wat? Ek is op hierdie 10 dae uitdaging, op 'n 21 dae uitdaging, maar vir 10 dae is ek uitgedaag om Jesus se hande en voete te wees, en ek wil jou vandag kom seën met 'n lekker ekstra broodjie. So, dit is nie eers noodwendig vir iemand wat honger is nie, of jy kan dit vir iemand gee wat honger is, wat jy langs die pad sien. En so, as jy dit dalk in jou kind se tas pak, daag jy jou kind ook uit om vir iemand anders te gee. Maar dit is 10 dae van 'n ekstra broodjie. Ek praat ook nie van 'n smart groot kosblik nie, ek praat van 'n broodjie wat in liefde gepak is, wat jy vir iemand anders gee om hulle mee te seën. So dis 4 eenvoudige goed, 4 goedjies, wat jy deel van jou daaglikse dissipline maak, om jou hande vuil te maak, om betrokke te raak. So weer eens, by nommer 4, bestel jy nie vir iemand kos nie, jy maak die broodjie. Want terwyl jy daai broodjie maak, kan jy met Jesus praat. Jy kan met hom in jou gedagtes praat, sê, Here, kom seën hierdie persoon wat hierdie broodjie gaan kry. Here, kom berei my voor, maak my ore oop. Onthou ons het gepraat om die Here se stem te hoor. Maak my ore oop om die stem te hoor vir wie ek hierdie kan gee. Julle, hier is amazing journey wat jy saam met die Here gaan hê. Want jy gaan sy stem leer ken. Jy gaan sy hande en voete wees. Jy gaan jou hande vuil kry, soos wat Jesus gedoen het. En dit is saliger om te gee as om te ontvang. En jy gaan staan op daai skrif, ek het verniet ontvang, en daarom kan ek verniet gee. So mag julle hande, regtig in hierdie volgende 10 dae wat ons uitdaging nog aan die gang is, vuil word. Ek sien uit om getuienisse te hoor, hoe julle hande laat vuil word het. Comment asseblief hierop, stuur dit aan, deel met my, waar ek praat nie van om op die straathoeke te staan en uit 'n bassein, dat jy ander gehelp het, maar deel getuienisse waar jy ander gehelp het, want daar's iets wat in jou hart gebeur, en dis die getuienis wat ek wil hoor. So ek sien uit om te hoor van elkeen van julle, hoe julle in hierdie 10 dae groei. Dit was ons laaste 10 dae van die uitdaging, hoe julle dien en serve, en die afstand beheer Christendom eenkant sit, die knoppies druk, omdat ek gril, nie te betrokke wil raak nie, ek wil nie seer kry nie, dis my baie veiliger, so ek help ons om daai houding te stop, maar om vuil hande te kry, want dit is waar jy Jesus se hart beleef, want wanneer jy vuil hande het, dan word jy soos wat Jesus Christus is. Sy hande was deurboor vir ons, bloed het gevloei, hy het nie geskroom om sy hande vuil te maak nie. Mag die Here julle seën, mag julle 'n lieflike dag hê, en dan deel hierdie video, en dan soos enige YouTube video, dit klink vreeslik vir my om te sê, maar like en subscribe asseblief, comment hierop, deel dit met almal wat julle ken.